Goeiemôre almal. Dit is baie spesiaal om hier te wees en lekker om saam met julle hier die warmte van die Here se teenwoordigheid te beleef te midde van die koue daar buite. As ek nou in my vorige gemeente was wat Maclear was, dan het ons nou tussen Maclear en Jugie, want dis die ander gemeente, het ons nou gery dat ons daar die spierwit berge gesien. Ek hoor hulle het lekker sneeu gehad daar so. Party van die passe was toe daar 6 of 7 passe daar rondom Maclear en hulle sneeu sommer maklik toe die tyd van die jaar. Lekker koue jaar wat ons het. Maar mag die Here vir elkeen van ons seën. Ek sien oom Koos het 'n baie lekker dik jas aan en dit maak ons nou dat ons nou kan oorleef. Ons kan ons warm aantrek, né? En die Here se teenwoordigheid geniet. Vriende, ons praat vanoggend oor die tema van vergifnis. En ons kom soos ou wildsbokkies vanmôre na die Here toe en ons kom sê vir die Here, Here, ek kom staan met my honger keel en ek blaar my dors en my honger uit na U toe vanmôre. Kom ons bly sit, dan sing ons saam lied 163 en ons gaan dit 2 keer deursing. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Here. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike, enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van hierdie ewige God, van die Vader, van Jesus sy Seun, deur die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en lekker saam 'n loflied sing, lied 199, loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Lied 199, ons sing al 3 die verse. Ek gaan 2 skriflesings aan u voorhou vanmôre, Matteus 26, die verhaal van die laaste nagmaal, instelling van die nagmaal en Jesus se woorde daarby. En Matteus 6 vers 9 tot 15, dis die Onse Vader gebed wat Jesus vir ons leer bid, met dan Jesus se kommentaar in vers 14 en vers 15. Kom ons bid saam. Ons loof U, Here, al wat lewe. Ons wil ons dank en ons hulde en ons aanbidding voor U bring vanmôre. Here, ons is maar baie klein ou muurtjies op hierdie planeet. En as ons uitzoom uit ons planeet uit en ons gaan na ons sonnestelsel toe, dan is die aarde maar 'n ou stippeltjie in daardie sonnestelsel. En as ons verder uitzoom, dan is die sonnestelsel maar 'n ou klein kransie in die groot heelal. Maar U is goed. U is lofwaardig, U is groot. U het alles gemaak. Ons sing saam met Dawid, besing ons in Psalm 8, U lof en hy sê, U het alles gemaak. En U het alles onder ons voete gestel, ons klein en nietige muurtjies in hierdie kerkgebou vanmôre. U het alles onder ons voete kom stel. En bovenal het U ons met eer en heerlikheid gekroon. U het vir elkeen van ons spesiale mense gemaak, koningskinders. En as koningskinders kom sê ons vir U dankie. Maar as U kinders kom sê ons ook vir U dat ons diep afhanklik is van U vir elke treetjie van ons pad en dat ons daarom bid dat U vir ons sal seën en sal bewaar. In Jesus se naam bid ons dit met danksegging. Amen. Matteus 26 vers 26 tot by vers 30. Die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet
het Jesus brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank en dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir julle uitgegiet is tot vergewing van sondes. Die bloed van die verbond. Die Engelse gebruik die woord covenant. Ons sou dit ook kon vertaal met die testament of die ooreenkoms wat God met elkeen van ons kom sluit. En nou sê hy, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewings van sondes. Ek sê vir julle van nou af, sal ek beslis nie meer van die vrug van die wingerdstok eet nie, tot daardie dag wanneer ek dit nuut saam met julle sal drink in die koninkryk van die Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg toe vertrek. Vers 28. Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet is tot vergewing van sondes. Hoekom sê Jesus nie, het ek gewonder toe ek hierdie gedeelte lees, wat vir almal uitgestort is nie. Dis my, hy sê, julle moet almal drink, met ander woorde, hy nooi vir almal van ons in hierdie nagmaal geleentheid in, en dan sê hy, maar dit is my bloed, wat vir baie uitgegiet is, tot die vergewing van sondes. Wat is die verskil tussen almal en baie? Daar's 'n baie groot verskil. En daardie verskil kom in by hulle wat dit aanvaar wat Jesus vir hulle aanbied. En dit en ander wat dit nie aanvaar wat Jesus vir hulle aanbied nie. Sy vergifnis, sy bloed. Wanneer hy uiteindelik aan die kruis uithang, dan kyk hierdie skares, hierdie verwaande skares, kyk hulle hoonend op en hulle sê, laat sy bloed, die bloed van die lam, die bloed van versoening, laat sy bloed op ons en ons kinders spat. So jy kan een van twee dinge doen. Jy kan of die bloed van die Here Jesus aanvaar as die bloed van versoening tussen God en mens en ook uiteindelik tussen mens en mens, die bloed wat vergifnis bring, of jy kan sê laat sy bloed op my spat. Ek het daar niks mee te doen nie, ek het nie 'n saak daarmee nie. Matteus 6 vra die disippels vir Jesus, Here Jesus, leer vir ons om te bid. En dan begin hy en hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle vir hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van
die bose. Nou is ek dankbaar om te sien dat hierdie spesifieke weergawe van die 2020 vertaling bring die eer weer in op die einde aan die Here as hy sê, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan ons teksverse uit hierdie gedeelte, vers 14 en vers 15 daar op die skerm. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Liewe vriende, ek dink van die Onse Vader is die laaste 2 verse na die Onse Vader waarskynlik die heel belangrikste deel van die gebed. Alles belangrik, ons bid tot God en ons bid dat sy naam geheilig sal word, dat sy koninkryk sal kom. Maar dan kom ons by vergifnis, nadat ons vir die Here gesê het aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Kom ons by vergifnis en dan kom Jesus self en in vers 14 en vers 15 doen hy eksegese. Hy gee vir ons 'n uitbreiding van wat hy so pas vir ons geleer het in daardie gebed. Dis vers 14 en 15. As julle vergewe, sal die Vader in die hemel julle vergewe. As julle nie vergewe nie, sal die Vader in die hemel julle ook nie vergewe nie. Vriende, dit is waarskynlik een van die grootste enkele worstelings soms in my lewe, is die hele kwessie van vergifnis. En dan kom die duiwel en hy val vir jou aan en hy sê vir jou, maar onthou wat daai ou gedoen het en onthou hoeveel daai ou jou skuld en onthou daai persoon wie jou benadeel het en hierdie een wie jou sleg gesê het en hierdie een wie jou verneder het en hy bring daardie pyle, né? Onthou jy ons het gepraat van die pyle, die brandende pyle, die beskuldigings wat Satan teen ons afvuur. Toe ons gepraat het oor die wapenrusting van God in Galasiërs, in Efesiërs, jammer tog. Kom hy met hierdie brandende pyle, maar die belangrikste ding wat die Here Jesus vir ons wil sê in hierdie gedeelte is, vergifnis is 'n opdrag en dis 'n keuse. Hoor jy wat ek sê? Die Bybel sê vergifnis is 'n opdrag en as ek daai opdrag gekry het, dan staan ek teenoor God met hierdie opdrag. En dan moet ek besluit deur die Heilige Gees en deur die werking van God in my lewe, dan moet ek besluit ek gaan gehoorsaam wees. En as die naam van daardie persoon môre weer by jou opkom, teen wie jy 'n grief het, wat ook al die rede is, dan kom die Here dan sê hy, dis my opdrag. Vergewe sodat ek jou kan vergewe. Vriende, die belangrikste ding wat ek vir u wil sê is dat vergifnis nie uit mense se harte gebore word nie. Vergifnis is 'n genadegawe van God. Dit kom van God af. Die daad van vergifnis is nie 'n menslike aksie nie, dit is 'n geskenk wat ons verkry in ons verhouding met die Here Jesus Christus. En dis 'n geskenk wat Jesus vir ons kan bied. Hy sê vir baie, en daardie baie het ons gesê, almal wat hom aangeneem het, almal wat in hom glo, almal wat die lam van God se versoening aan die kruis aanvaar het, aan almal het hy die reg gegee om kinders van God te word
en om hulle in sy vergifnis te ontvang. Matteus 6 vers 28, drink almal daaruit. Nou, onthou nou, wie sit nou daar in Jesus in daardie kring? Daar sit 'n ou Petrus, wie se hart nog nie heeltemal reg is nie. Daar sit Johannes en Jakobus, wat nou so agteraf saam met hulle deur hulle ma opgesteek word om te sê, sê tog asseblief dat my 2 seuns die belangrikste gaan wees in die Here se koninkryk. Daar sit sulke mense. Sit daar in daardie vertrek, daar sit Judas Iskariot, wat gesê het, maar ek is nou moeg daarvan, dat hierdie geld so gespandeer word, asof geld niks werd is nie. Ek wil nou daarom ten minste vir oulaas 'n paar sente maak uit hierdie disippelskap van my, want is nou 3 jaar wat ek saam met hierdie man, saam met Jesus geloop het, en ek het regtig niks om te wys daarvoor nie. En hy maak 'n plan om vir Jesus te verraai. Hoeveel was dit? 30 silwerstukke? 30 silwerstukke. Ons gaan later so 'n bietjie praat oor geld en oor silwerstukke. Die verpligting om te vergewe lê op elkeen van ons. En as ons die Onse Vader gebed bid, dan kom die Here Jesus en aan die einde van die Onse Vader gebed, kom hy met vers 14 en 15 en besef u, dis een van die min kere wat Jesus iets wat hy so pas gesê het, verduidelik. Hy doen dit by die gelykenisse, wanneer hy sê die gelykenis van die mosterdsaad, is so, daar's party saadjies wat daar val, en daar's ander wat daar val, en daar's ander wat daar val. Met ander woorde, Jesus verduidelik, hy eksegetiseer dit wat hy so pas gesê het in terme van 'n gelykenis. Hy maak dit duidelik. Maar dan kom hy by die vergewe ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teen ons gesondig het. En as Jesus daardie gebed klaar afgesluit het, dan sê ek wil net vir julle herinner daaraan. Hierdie is 'n voorwaarde. Hierdie is 'n voorwaarde. Jou sonde gaan nie vergewe word nie, tensy jy vergewe. Tensy jy vir jou onder die vergifnis van die Here stel. Ons het die verpligting om te vergewe. En liewe vriende, daar's nie iets soos klein en groot sondaars nie. Ons begin baie vroeg. Ek en Jennifer pas kleinkinders op. En laat ek vir jou sê, hulle het al die potensiaal om fantastiese, intelligente, wonderlike, geniale kinders te wees, maar hulle het ook al die potensiaal om moeilike en ongemaklike, in grove, in lelike mense te wees. Daai potensiaal is klaar in hulle ingeskape. En daarom sê Dawid in Psalm 51, as hy deur die profeet aan die kaak gestel word, en hy moet erken, hy het moord gepleeg, en hy het egbreek gepleeg, en hy het bedrog gepleeg, dan sê hy, Here, ek is 'n sondige mens. Ek is 'n sondige mens. En dan sê hy, ek was al sondig voor my geboorte. Ek was al sondig voordat ek gebore is. Waarvan praat Dawid? Hy praat van dit wat van Adam en Eva afkom, wat van die paradys afkom. Die erfsonde. In sonde is ek ontvang en gebore. En daarom kom vergifnis nie van self nie. Dis 'n wonderwerk uit die hemel uit. In Matteus 18 kan u gerus gaan lees die gelykenis van die sogenaamde onregverdige skuldeiser. Koning skuld een van sy dienaars, een van sy werkers 'n geweldige bedrag kwyt. Volgens die berekeninge 10.000 talente. Dis miljoene rande. Miljoene, dis eintlik miljarde rande. Ek het so 'n bietjie uitgewerk.
die skrifgeleerdes sê vir ons dat 1 talent, 1 silwer talent, is ongeveer 6000 daglone werd. En as jy 6000 daglone deur so 300 werksdae in 'n jaar verdeel, dan kom jy by 20 jaar se salaris. Hierdie ou skuld 20 jaar se salaris maal 'n paar duisend. So ons praat van hier in die omgewing van 3 miljard rand en dalk so veel as 15 miljard rand. Ons weet nie hoeveel duisende talente het hy geskuld nie. Maar dis miljarde. Dis duisende miljoene. En God, die groot koning, want dit is die simbool van God en sy onvoorwaardelike vergewensgesindheid, sê vir hom, ek skryf dit vir jou af. Nee, maar ek wil betaal. Koning kyk hom so, hy sê, hoe op die aarde hoop jy om met jou salarisie hierdie bedrag terug te betaal? Jy weet mos, dis onmoontlik. Ek skryf dit af. Ek vergewe jou. Dis genade. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Dis genade. En dan stap hy uit daar by die deur en hierso kry hy een van sy junior werknemers meer na die arbeider se kant toe. Hy sê, hey, jy skuld my 320 rand ou, en nie van gister af nie, dis al 'n paar maande, en dis nou die einde hiervan, en hy vat hom en hy laat hom in die tronk gooi, vir 320 rand, vir 1 denarius, 320 rand, ongeveer 'n dagloon in vandag se tyd. Laat hom in die tronk gooi. Wat doen die koning? Hy sê, luister, vir hierdie man wat so baie geskuld het. Nou gaan ek vir jou in die tronk gooi en ek gaan vir jou laat martel totdat daardie skuld betaal is. So raai wat het met hom gebeur. Hy's as 'n martelaar dood in die tronk. Want hoe betaal jy in die tronk jou skuld van 'n paar miljard rand? Die weiering om 'n ander te vergewe, nadat jy reeds vergewe is deur die groot koning. Vriende, dis die uitdaging waarvoor elkeen van ons sit in hierdie oggend. Wat maak jy met jou kapasiteit om ander mense te vergewe? En weereens, ek sê vir u, dis een van die moeilikste goed, en dis 'n ding wat jy ook per herhaling moet doen. Vergifnis is dikwels nie eenmalig nie. Partykeer kan jy vergewe en vergeet. Partykeer vergewe jy, maar môre onthou jy weer, nou moet jy weer vergewe, moet jy weer vergewe. Die goed het 'n manier om by ons op te kom, en die duiwel is ongelukkig ook baie ywerig wat hierdie tipe van dinge betref. Ons almal het skuld voor God. In Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Want jy en ek het aandeel in dit wat met Jesus aan die kruis gebeur het. Aandeel in sy kruisiging, maar ook aandeel in die verwerping van sy soendood. Want hy het gekies om te sterwe. Hy het gekies om die lam van God te wees. Hy het in Getsemane gesê, Vader, as dit nie anders kan nie, sal ek hierdie pad loop. Nou het ek en jy
'n aandeel in dit wat daarna gebeur. Nadat ons vergewe is, kom ons terug en ons sê ons lewe soos mense wat nie God se vergifnis ken nie. Gelukkig sê Romeine 6 vers 23 ook. Die loon van die sonde is die dood. In Romeine 3 vers 23 sê ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar dan sê Romeine 6 vers 23 se laaste gedeelte. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Onbeperkte vergifnis. Ek het hier aan my regterkant, en ek gaan dit nie nou aan u voorhou nie, het ek hier seker 'n stuk of 20 tekste. Ek dink daar is in totaal 43 tekste wat baie pertinent die tema van vergifnis aanspreek in die Bybel. En dit is so eenvoudig soos om vir oom Google te vra en hy sal vir jou een of ander AI gee en hy AI gaan die goed opsoek en dit vir jou gee en dan kan jy dit naslaan verder. Maar die opdrag in die Bybel is duidelik. Ek kan vir julle hierdie tekste gee, ek kan dit vir julle aanstuur. Mariaan aanstuur en sy kan dit ergens op een van julle op die afkondiging sit. Maar kom ek lees net 'n paar. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Efesiërs 4 vers 32. Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Matteus 6 vers 14 en 15 is ons teksvers. Matteus 18 vers 21. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets doen teen my? Tot selfs 7 keer. En dan sê Jesus vir hom, nee, ek het vir jou 'n baie groot verrassing. Tot 70 maal 7 keer. Nou as ek nou vir jou vra, of myself vra, daai ou wat my benadeel het, en wat so af en toe hier in my gedagtes opduik, het ek hom nou al 490 keer vergewe. Jy sê nee man, ek het opgehou tel. Maar die vraag is, dink jy nog daaroor? Of wil die Here juis vir jou sê, jy moet ophou tel. Jy moet aangaan met jou lewe. Stap verby. Stap aan. Los hy ding. Begrawe hom. Los die ou koeie in die sloot. Gaan aan. 490 is nie 'n toevallige syfer wat Jesus daar noem nie. Een van die rabbies wat skryf oor die syfer 490, Christen rabbi, hy skryf die Hebreëse woord tamim, wat beteken volmaaktheid, sy getalwaarde is 490. Volmaaktheid, volmaakte vergifnis, en dan nou net so as 'n riglyn vir jou, net so as 'n beginpunt, 490. As jy nog nie daar is nie, dan kan jy besluit of jy gaan ophou, en sommer dit vergeet en aangaan met jou lewe, of jy gaan aanhou dat dit jou pla. Ook die Hebreëse woord vir Bethlehem het die getalwaarde van 490. Nou, Alef is 1, Bet is 2, Gimel is 3, en so gaan hulle aan. En dan bou hulle die getalwaardes op gebaseer op die letters, die Hebreëse letters, wat daar dan nou voorkom, in daardie spesifieke ding, in die spesifieke woord. Bethlehem, 490. Wat het in Bethlehem gebeur? Micha vertel vir ons wat gebeur. Hy sê, jy Bethlehem, Efrata, al is jy gering in die stede van Juda, sal daar uit jou iemand kom, om 'n heerser te wees. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. Na wie verwys Micha? Hy verwys na die Paaslam. En hy sê die Paaslam
kom om vir jou en vir my die volmaakte finale versoening te bring, sodat ons as vry mense kan staan voor die Here. As die Here vir jou en my net eenmal 'n dag vergewe, net eenmal 'n dag. Ek is seker die meeste van ons erken dat in ons gesindheid en in ons doen en late en die dinge wat ons nalaat en in ons partykeer in ons humeur en partykeer in dinge wat ons sê vir mense en partykeer onetiese optrede teenoor mense, meeste van ons meer as een keer 'n dag sondig, maar ek het uitgewerk dat as die Here my elke dag van my lewe hierso van 5-6 jaar af oud moes vergewe, net een keer, dan trek ek nou by so 25,000 sondes wat die Here vir my vergewe het. En daarom is dit so belangrik om dit te bely. As jy dieselfde ding weer doen, sê die Here vir jou, my kind, ek het jou al vergewe, maar ek vergewe jou weer, as jy weer vir my om vergifnis vra. Wat is jou skoor? Wat is jou telling voor die Here? Wat is jou sondetelling vir ander mense? Want dis gewoonlik baie makliker om ander ouens om die swart boekie aan te hou en ander ouens se sondes op te skryf as jou eie. Ons hou van ander se sondesboek, terwyl ons dikwels nie na onsself kyk nie. Versuim om te vergewe maak dat ons nie God se vergifnis kan beleef nie. Die weiering, die versuim om te vergewe maak dat ons nie God se vergifnis kan belewe nie. Matteus 9 vers 14. As julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredings vergewe nie. Waarskynlik die grootste rede vir probleme in huwelike en in verhoudings vandag, verhouding man kind, verhouding man en vrou, kom as gevolg van onvergewensgesindheid. Daai swart boekie wat jy daar in jou lesenaar se laai het, met al die goedjies daarin. Iemand het geskryf, as jy nie vergewe nie, as jy bitter is, verbitterd is teenoor iemand, 'n wrok het teenoor iemand, dan sit om soos om gif te koop, om daardie persoon te vergiftig. Maar intussen drink jy dit self. Jy vergiftig jouself. Vergewe jy onvoorwaardelik? Vergewe jy ander? Vergewe jy, hier kom 'n belangrike ene, jouself? En as jy dit nie doen nie, is jy bewus daarvan dat selfs jou liggaam, jou immuunstelsel skade ly as gevolg van die bitterheid wat jy in jou het. Het jy al vrede gemaak met God oor dinge wat jy dink God dalk anders moes gedoen het? Dink nou net as Job nie 'n regverdige man was nie. Hoe kwaad sou hy gewees het vir God, vir die pad wat God met hom geloop het? Leef jy in vrede? Vergewe jy? Mag God vir ons vrymaak om dit te doen, elke dag te doen, en teenoor almal. Vergeet daarvan om te sê, ja, ek sal haar ou vergewe, maar vergeet nooit. Vergewe, maar vergeet nooit. Nee, vriende, dan het jy hom nie vergewe nie. Dan hou jy steeds boek van die kwaad. Dan is daar nie vryheid tussen jou en God en jou medemens nie. Kom ons bid saam. Here, as ek hierdie boodskap gebring het en hier woord vergifnis gebruik het, dan weet u dat ek het hierdie woord gebring omdat ek deur u Gees oortuig is, omdat dit een van die grootste uitdagings is
in my lewe en in baie ander mense se lewe, meeste van ons se lewe. Ek wil bid, Here, dat U vir ons sal vrymaak en dat U vir ons sal laat uitgaan as U kinders wat vry is. Paulus sê so mooi, hy sê, of U Bybel, U woord sê, as die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vir U kan vertrou daarvoor. In Jesus se naam. Amen.